Kom ons kyk nou na vraag 2.2. So hulle sê by vraag 2.2, bepaal die numeriese waardes van A, B en C in die onderstaande vergelykings. Okay, so waar is A, B en C? Alright, kom ons kyk na 2.2.1. Hulle gee vir jou 2x minus 4y is gelyk aan A hakie x minus 7y. So my oorspronklike som was daar nie hakies nie. Nou my antwoord is al ewesklik hakies. Die enigste manier hoe jy kan gaan van 'n som sonder hakies na som met hakies is deur julle favourite ding te doen wat faktorisering is. Dis die enigste manier jy kan gaan van 'n som sonder hakies na som met hakies. So ek moet myself nou vra, alright, ek het in my hakie x minus 7y. Oorspronklik het ek gehad 2x minus 14y. So wat het ek gedoen om van 14 na 7 te gaan? Of van 2 na 1? Ek het gedeel met 2. So met ander woorde, wat gaan die waarde wees van A? Dit gaan 2 met wees. Van 2 hakie x minus 7, as ek het uitmaal, ek maal die 2 en ek maal die 7 in, dan kry ek 2x minus 14y. So A se waarde is 2. Alright, so by 2.2.2 gee hulle vir jou x kwadraat minus 3x minus 4x plus 12 is gelyk aan x hakie x minus b minus 4 hakie x plus c. Selfde ding, my oorspronklike vraag het nie hakies gehad nie. My antwoord, of die tweede deel van my som, het hakies. Hoe gaan ek van 'n som sonder hakies na 'n som met hakies? My enigste manier is deur faktorisering. So nou kyk ek weer eens na dit wat ek gekry het aan my linkerkant. Alright, so hier is of die vorige gefaktoriseer is, en daar is nou gefaktoriseer is. So voor hy gefaktoriseer was, het ek 1, 2, 3, 4 terme gehad. Wat se vorm van faktorisering gebruik ons gewoonlik as ons 4 terme het? Groepering. Met ander woorde, x kwadraat minus 3x was heel moontlik in 'n groepie gesit, en 4x plus 12 was heel moontlik in 'n groepie gesit. Nou kom ons faktoriseer daai gou vir onsself. So x kwadraat minus 3x minus 4x plus 12. Alright, wat is gemeenskaplik tussen x kwadraat minus 3x? Well, obviously, x. So as ek 'n x uithaal, met ander woorde, ek het 2 gehad, as ek 1 uithaal blyk oor met x, en as ek daar 1 uithaal blyk net oor met minus 3. So x minus 3 minus, nou moet ek myself vra, ek het in my tweede groepie 4x plus 12. Wat is gemeenskaplik tussen 4x plus 12? Obviously, 'n 4. So as ek 'n 4 uithaal, waarmee bly ek oor? Wel, 4 gedeeld deur 4 gee vir my x. Maar nou moet jy versigtig wees. Wat is 12 gedeel deur minus 4? Dit gaan wees minus 3. Alright, so as ons terug gaan na ons som toe, vir hulle wat is die waardes van A, in hierdie geval B en C, wel B gaan die waarde wees van 3. So B is 3 en C is plus C, so met ander woorde het gaan wees minus 3. Alright. En dan sê ek dit maar daai en daai hakies dieselfde en dan kan jy hom verder gaan faktoriseer. Alright, kom ons beweeg aan na die actual vraag wat hy sê faktoriseer die volgende verlede. Weer eens, want hy faktoriseer beteken maak hakies. So vir eenvoudig beteken raak ontslaaf van die hakies, faktorisering beteken maak hakies. Ok, so ons eerste ene het ons x tot die mag 3 minus 8y tot die mag 3. So daar is 2 terme, al 2 is tot die mag 3 en 8 is 'n derde magsgetal. Met ander woorde, die formule of die metode waarmee ek besig is derde magte. Alright, so hoe werk derde magte nou wees? Want jy gaan 'n klein hakie hê en jy gaan 'n groot hakie hê. In my klein hakie sit ek my teken soos wat hy is. So daar gaan 'n minus wees. Dan in my groot hakie gaan ek altyd die omgekeerde teken moet hê, soos hy minus was, gaan hierdie 'n plus wees,
En onthou jou laaste term in die hakie is altyd positief. So my tweede hakie gaan ek 2 plusse moet hê. Nou om die eerste waarde te kry, gaan kry ek die derde magswaarde van my eerste term. So die derde magswortel van x tot die mag 3. En dan vir my tweede waarde in die hakie gaan ek die derde magswortel kry vir my tweede term. Met ander woorde die derde magswortel van 8y tot die mag 3. Nou die derde magswortel van x tot die mag 3 is x, derde magswortel van 8 is 2 en die derde magswortel van y tot die mag 3 is y. Nou onthou jou tweede hakie is nou basically wat bly oor. So om te bepaal wat bly oor, vat ek nou dit wat ek uitgehaal het. So ek het nou net 'n x uitgehaal. So as ek wil weet wat bly oor, vat ek daai wat ek uitgehaal het en ek sit hom tot die mag 2. So dit wat ek uitgehaal het was 'n x. So wat is x tot die mag 2? Wat gee vir my x tot die mag 2? Dan kan jy altyd net jouself gaan toets. Want wat gaan x mal x kwadraat nou weer vir my gee? Het gaan vir my gee x tot die mag 3. En dis wat ek gehad het. Alright, dan beweeg ons aan ons laaste term toe. Weens wil ek bepaal wat bly oor. So oorspronklik was daar 2y kwadraat. So met ander woorde ek wil weet, wat is 2y, sorry, dit was nie 2y kwadraat nie, wat is 2y tot die mag 2? So 2y tot die mag 2, wat ek nou gaan uitwerk. So 2 tot die mag 2 is 4, en y tot die mag 2 is y tot die mag 2. Weens kan jy jouself gaan toets. Vat jou eerste term, mol hom met die laaste ene. Wat is minus 2y mal 4y kwadraat? Dit gaan vir my gee minus 2 mal 4 is minus 8, en y tot die mag 3. Dis wat ek gehad het. Dan die laaste een is dan net jou middelste term wat jy moet onthou om self uit te werk, en om hom te kry, vat ek altyd die 2 terme wat ek het, en ek mol net saam. So ek gaan uitwerk wat is x mal 2y. En x mal 2y gee vir my 2xy. Dan is jy klaar. Right, so hoe sê jy punte gekry het vir hierdie vraag? So die eerste 3 is eenvoudig, 1 punt vir 2, 1 punt vir 3, 1 punt vir minus 3. En by hierdie vraag sal jy 1 punt gekry het vir jou eerste hakie, 1 punt vir jou x kwadraat plus 4y kwadraat, en dan 1 punt vir plus 2xy. Right, 2.3.3 het ek minus 3a tot die mag 3 plus 3a. Want die eerste wat ons altyd verkyk is 'n gemeenskaplike faktor. En saam met 'n gemeenskaplike faktor, wat sien ek op die oomblik? Wat se een van my a's het die hoogste eksponent? Dit gaan obviously my eerste een wees. Met ander woorde, hy moet positief wees. So die feit dat hy negatief is, sê vir my, ek gaan klaar 'n minus moet uithaal. Daar's no doubts about it. Alright, want ek wil hê, hy moet positief wees. Right, so wat is verder gemeenskaplik? Wel, altyd van hulle het 'n 3 en altyd van hulle het 'n a. So dan gaan werk ek uit, wat is minus 3a tot die mag 3 gedeel deur minus 3a? So met ander woorde, wat gaan oorbly as ek daai twee met mekaar deel? Ek gaan oorbly met a kwadraat. Dan doen ek dieselfde. My tweede term was plus 3a. So wat is plus 3a gedeel deur minus 3a? Wel, plus gedeel deur minus is 'n minus, 3 gedeel deur 3 is 1, en die a's gaan kanselleer. Alright, so dis 'n gemeenskaplike faktor uithaal. Jy vat dit wat in gemeen is, haal hom uit, deel dit, en kyk wat bly oor. Nou, a kwadraat minus 1 kan nog verder gaan, want wat is al twee hierdie getalle? Hulle is vierkantsgetalle. Met ander woorde, ek het die verskil van twee vierkante hierso. So ek weet ek gaan twee hakies hê, een hakie is plus, een hakie is minus. Dan vir my eerste term gaan ek uitwerk wat is die vierkantswortel van a kwadraat. Dit gee obviously net vir my a. En dan vir my tweede getal gaan ek uitwerk wat is die vierkantswortel van 1. En die vierkantswortel van 1 is 1. Alright, so wat jy punte gekry hierso? 1 punt vir minus 3a, 1 punt vir a kwadraat minus 1, en 1 punt het jy gesien, hulle is nog die verskil van twee vierkante. Dan die laaste vraag, 2.3.3. Het ek 21x kwadraat minus 2x minus 8. Kyk vir 'n gemeenskaplike faktor. Daar is niks nie. Ek het 3 terme. Wat beteken obviously het ek 'n 3 term. Onthou jy begin altyd eers met jou tekens. So ek weet hier gaan 2 hakies moet wees. Begin. Daar's 'n minus 8. Wat moet in my hakies wees om vir my minus te gee?
So as dit 'n minus is, beteken jou tekens moet verskillend wees. Met ander woorde, een hakie moet positief wees, een hakie moet minus wees. So as ek my getalle uitwerk, moet een getal positief wees, een getal moet negatief wees. Ok, so nou wil ons die faktore gaan kry, so ons begin deur te sê, wat is 21 maal 8? Alright, 21 maal 8 gee obviously vir my 168. So dit beteken ek moet nou die faktore gaan kry van 168. Alright, so hy gaan die hele klompie hê, so kom ons gaan skryf hulle almal neer. So die eerste een is obviously 1 maal 168, dan kan ek die tweede ene vat, 2 maal 84, kom ons kyk of 3 gedeeld deur 3, so 3 maal 56, kom ons kyk of hy deur 4 kan gaan, dan het ek 4 maal 42, ok, ek gaan obviously deur 5 gaan nie, kom ons kyk vir 6, 6 maal 28, kom ons kyk of 7 daarin kan gaan, 7 maal 24, wat van 8, 8 maal 21, ok, 9, ok, 9 kan nie in nie, 10 kan nie in nie, 11 kan nie in nie, 12, 12 maal 14. Alright, so jy gaan aangaan tot jy voel jy die regte opsie. Nou, een van hierdie getal opsies moet obviously vir my daai minus 2x gee. So watter een van hierdie getalle, as ek hulle plus of minus met mekaar, gaan vir my 2 kan gee? Wel, kom ons kyk na die eerste ene. Die eerste ene het ek 1 minus 168. Dit gaan vir my obviously gee minus 167. 2 minus 84 is minus 82. Alright, so my laaste ene wat ek hier geskryf het is minus 12 minus 14. En minus 12 minus 14 gee vir my minus 2. Met ander woorde, ek weet my een middelste getal gaan wees minus 12x en die ander ene gaan wees minus 14x, want dit is die enigste manier hoe ek minus 2x gaan kry. Alright, so daai het ons nou, so ons weet nou wat my twee getalle is, ons weet dat die een hakie positief is, die ander negatief. Nou moet ek net bepaal watse getalle gaan in watse hakie. Nou my eerste term is 21x kwadraat, my laaste term is minus 8. Die een term, middelste term wat ek nou het is minus 12x en die ander een is minus 14x. Nou faktoriseer jy en kyk wat bly oor. So wat is gemeenskaplik tussen 21 en 12? Dit gaan obviously wees 3. Tussen x kwadraat en x, het ek obviously vir 3x. 21 gedeeld deur 3 gee vir my 7, so ek bly oor met 7x, minus 12 gedeeld deur 3 is minus 4. Tweede ene haal ek 'n minus uit, so my minus staan voor, sorry, en nou vraag ek myself, wat is gemeenskaplik tussen 14x en 8? Obviously 2. So wat is minus 14x gedeeld deur minus 2? Het geef my 7x. Wat is minus 8 gedeeld deur minus 2? En dit geef vir my plus 4. O ja, maar ek sien my fout. Het gaan met wees plus 14x, want is 12x. Nee, dis minus 12x minus 14x. Ok, so hierdie ene moet 12 wees, so daar is dan 7x plus 4, en dan hierdie ene is reg, dan is dit plus 4, dus ek die minus 2 uithaal. Ok, sien my twee hakies is dieselfde, wat beteken een hakie gaan wees 7x plus 4, en die ander een is 3x minus 2. Dan gaan toets net altyd jou antwoord, want onthou as jou hakies verkeerd is jou hele antwoord verkeerd. So 7 maal 3 geef my 21x kwadraat, wonderlik, ek het 21x kwadraat gehad, so hy is reg. Ok, tweede ene, kom ons check vir my laaste term, 4 maal minus 2, so 4 maal minus 2 is obviously minus 8, great, dit is wat ek daar so gehad het, so hy is reg. En dan die laaste enetjie, is my middelste term, so nou gaan ek sê, wat is 7x maal minus 2x, dit gee obviously vir my minus 14x, en dan gaan sê, wat is 4 maal 3x, dit gee vir my plus 12x, en dit gee vir my minus 2x, wat my middelste term is. So met ander woorde, my een hakie gaan wees 7x plus 4, en die ander een is 3x minus 2. Right, en dan die punte was eenvoudig, jy het 1 punt gekry vir jou eerste hakie, 1 punt vir jou tweede hakie. Op my YouTube kanaal is daar 'n hele paar foto's, video's oor hierdie 3 terme, so as jy nog steeds vasbrand met 3 terme, gaan kyk dit, gaan doen die somme, en maak seker jy verstaan het.
want dit is 'n baie belangrike tegniek wat jy moet aanleer, veral vorentoe.